Welkom by Dieremaniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Wianel vir nog 'n episode in die tweede seisoen van Dieremaniere. En vandag kuier ons saam met die aktrise Jeannie Swiegelaar. Ons ken haar as Naomi in Binnelanders. Sy het ook 'n hoofrol vertolk in die Marlies film 2025. Jy weet mos nou na watter film ek verwys. En daarvoor het sy 'n toekenning ontvang as beste aktrise. Ons sien haar ook gereeld op die verhoog by feeste soos Aardklop en die Vrystaat Kunstefees, maar sy neem ook deel aan die Eysterman kompetisie. Sy's baie fiks, sy's baie sterk. Sy is ook baie handig en verf sommer haar eie huis. En sy het ook nou byna haar eie dieretuin met al die troeteldiere so om haar, interessante name waarmee hierdie diere ook spog. En net nou sluit ons aan by Jeannie. Maar eers wil ek by jou hoor of jy weet watter dier hierdie geluid maak. Wian is hier met die geluide en hy kan vir ons die klank speel. Aan die einde van die gesprek met Jeannie sal ek vir jou die antwoord gee. So klink vandag se dier. Dis 'n geveerde vriend, dit is my leidraad. As ek nou meer sê, dan gaan ek dit alles weggee. Is glad nie te moeilik nie, né? Verlede week op Dieremaniere was Ruben Lambrecht van Namibië my gas. Dis die man wat allerhande wilde diere versorg. As my sessie is mooi, dan geniet sy dit vreeslik. Sy trek die oortjies terug en as my sessie is stout as en iets verkeerd gedoen, dan is dit maar vies, dan is dit nooit haar skuld, as dit of die kat of die hond. Sy het altyd so harde poepe gelos. Soos my alarms gewees, as ek dit hoor, dan weet ek is opstaan tyd in die oggend. Onthou jy kan weer daarna gaan luister op Spotify, rsg.co.za, YouTube of SABC+, soek net na Dieremaniere. Vandag in Dieremaniere die aktrise Jeannie Swiegelaar so reg uit Binnelanders en baie ander produksies. Goeiedag, welkom by Dieremaniere. Hallo, baie dankie. Nou ek sê nou uit Binnelanders, maar daar's soveel ander produksies. Dit was die Marlies film. Jy is nou die beste aktrise daar aangewys, het die toekenning gekry daarvoor. Dan ook ander teaterproduksies verlede jaar by Aardklop en dan ook die Vrystaat Kunstefees. Maar ek verstaan jy restoreer ook jou eie huis. Jy is by soveel dinge betrokke, maar kom ons begin by die begin. Jy het skool gegaan by Menlo Park Hoërskool in Pretoria. Dit is waar die dinge ook in toneelspel waarskynlik vir jou begin het. Ja, kyk, ons het verskriklik baie rondgetrek toe ek groot geword het. Ons is almal, die hele familie is gebore en getoe in Namibië. En toe het ons so in 1996, as ek nou reg kan onthou, net na die Wêreldbeker het ons Suid-Afrika toe getrek. Dis ons eers in die Kaap vir 3,5 jaar en toe Pretoria. En toe Bloemfontein vir 1,5 jaar en nou is my ouers al weer terug in Namibië, dankie tog. Maar ja, die gogga, die acting gogga het gebyt, sou ek sê in Menlo Park, in my hoërskoolloopbaan. En hoe het jou lewe toe nou verloop van hoërskool tot by Binnelanders? Kortliks, as jy dit so in 'n neutedop kan verduidelik. Kortliks, okay, so ek het na skool het ek eers ek het 'n jaar afgevat. Aanvanklik sou ek oorsee gaan werk het, toe dinge nou nie lekker daar uitgewerk nie. Toe word ek 'n pestcontroller in Namibië. Dit was nogal 'n baie interessante ervaring gewees, baie geleer. Geleer dat pestcontrolling nie net gaan oor rotte jaag en kokkerotte vreksbyt nie. Dit gaan oor soveel meer die gesondheid agter dit. Dit is meer wat my oom se company, ek het vir hom gewerk. En toe na daai jaar, omdat ek oor see wou gegaan het en dinge het nie so uitgewerk nie, was ek toe reeds te laat vir universiteitsinskrywings en sulke goeders. Dis hoekom ek toe die gap jaar of Namibië toe gegaan het, om daar te gaan werk. Na daai jaar het ek teruggekom en ek het toe by Tikkies gaan drama swat. 4 jaar daar drama geswat en toe maar, jy weet, die odd jobbie hier en daar gedoen om brandstof in die kar te kan gooi om audisies toe te gaan. So ek het maar die dramagraad gekry, 'n agent gekry en toe van daar af audisie. Ek het vir so 1,5 jaar ook skool gegee, want ek het my HOD gedoen ook na ek geswat het. Net so vir 'n tipe van 'n B-plan. Nie dat dit ooit vir my 'n opsie was. Ek wou nooit dink aan ek gaan 'n B-plan, jy weet, iewers moet gebruik nie. Ek is nogal iemand wat
as ek besluit dat ek doen iets, dan doen ek dit en klaar. Daar's nie vir my 'n opsie om eers na iets anders te kyk nie. Maar net vir die ouers se gemoedsrus ook, hulle het vir ons gesê, jy kan gaan swaat wat jy wil, maar ons wil net weet, ons het alles in ons vermoë gedoen om jou reg toe te rus vir die toekoms. So gaan swat asseblief. Ons weet, ons ken glad nie hierdie drama besigheid nie, want niemand in my familie, niemand het die kunste enigsins in die kunste rigting in beweeg nie. So dit was vir ons almal maar 'n bietjie van 'n duister saak. Ja, so het ek skool gegee vir so 'n jaar en 'n half totdat ek my eerste rol gekry het en dit was in Getroud met Rugby. En ek moet sê, toe dit nogal gesneeubal, dit was toe dit nog 'n reeks was, ek dink dit was seisoen 4. Van Getroud met Rugby af het ek vir so 3 maande weer teruggegaan na die skool toe, naskooljuffrou gewees. En toe kom Villa Rosa en direk van Villa Rosa af is ek toe binnelanders toe. Maar jy weet die gewone ding gedoen, audisies gegaan voor en dan nou jy nou maar duim vas, jy is die gelukkige een uit 50 of uit 100 of uit 3 of uit wat ook al en ek was die gelukkige ene. Ons is baie bly jy was die gelukkige ene, maar was daar ook al 'n stadium in jou lewe wat jy gevoel het, dalk is die toneelspel nou nie vir my bedoel nie, ek kry nou nie vinnig genoeg 'n rol nie, dalk moet ek nou maar gaan skool hou die res van my lewe, niks sal vir my 'n fout nie, maar dit was nie noodwendig jou plan nie, soos jy sê. Nee, dit was nooit, ek het nooit getwyfel, ek dink ek het nooit getwyfel in ek nou nog nie. Ja, daar kom partykeer 'n toneel of 'n rol oor jou pad wat jy gaan, ek het nie 'n klou hoe ek hierdie gaan aanpak nie. En dan twyfel jy so klein bietjie in jou vermoë, maar daar kon jare verby gegaan het. Ek sou nog steeds probeer het om dit te maak werk. Jy moet doen wat jy moet doen om te doen wat jy wil doen. Dis kom as dit beteken het ek sou net 3 maande by binnelanders gewees het en ek moes weer gaan skool gee tot ek 'n rol gekry het, sou ek dit gedoen het. Daar was my regtig, ek met alle eerlikheid sê, geen twyfel dat ek eendag hierdie bedryf of hierdie beroep gaan doen nie. Ek weet, ek is baie gelukkig ook in daai opsig. Daar's van my kollegas wat Cindy Swanepoel byvoorbeeld, het 14 jaar lank kinderteater gedoen voor sy eers 'n deurbraak gemaak het. Leandi die Rand het 7 keer by ons kom audisie by binnelanders voor sy eers haar rol gekry het. Ek het ander goedjies ook gedoen, maar ook dink ek is glad nie naïef om te dink, as dit dalk bietjie langer vir my gevat het, dan sou mens dalk bietjie moed verloor het nie. Ek dink glad, jy weet, ek is onder geen wanindruk dat dit ook daar sou inkruipie, maar dat ek eendag in hierdie beroep sou gestaan het, het ek geweet, maak nie saak hoe ek daarby gaan uitkom nie, ek gaan dit doen. Nou kyk, waar is jy nou vandag? Maar daar's soveel ander dinge, jy oefen nou ook vir die Eysterman, ons sal bietjie later daaroor gesels. Ons gaan ook gesels oor die hele diereryk wat jy daar by die huis het. Kyk, die lys van die diere is baie lank en ek glo ook, jy het 'n plek vir elke dier in jou hart. Maar net vinnig stil te staan by die Marlies film, nou ek kan nou nie die hele titel van die Marlies film sê nie, jy kan dit nou doen, waar jy daar 'n hoofrol in vertolk het. Nou, ek kan myself nou net indink dat jy baie goed vereenselwig het met die rolle weens jou wortels in Namibië en daai gesin wat Namibies is. Ja, ek moet vir sê, dit was die enigste ding gewees waarin ek myself kon vereenselwig in hierdie film, is dat ons dit in Namibië gaan skiet het en dit was baie lekker want ek het by my maale gebly in die huis en ek kon my honde saamvat. Hulle het sommer 'n roadtrip saam gemaak af Namibië toe. Maar vir die res van dit, ek bedoel, ek is nie 'n vrou met 2 dogters in die hoërskool en die een in die eerste jaar nie. Ek het nie kanker nie, want die tannie het mos nou kanker gehad en alhoewel kanker, jy weet, almal word op 'n stadium geraak deur kanker, of dit nou 'n familielid is, of dit jouself is, of dit 'n vreemdeling is, wat jy via iemand ken. Kanker, dink ek, is 'n universele taal wat ons almal praat en wat ons almal aanraak. Maar dit was nogal senitergend om hierdie rol aan te pak. Toe Zandri my aanvanklik, ons regisseur en ook een van die vervaardigers, toe sy my aanvanklik bel, en ek dink dit was 2023 Desember, en sê sy vir my, sy het hierdie, want ons wag nou al 12 jaar om saam met mekaar te werk, en ek raak ongeduldig, en sy sê net vir my, bly kalm, ek wag vir die regte rol om te kom. Toe sy vir my die hele storie vertel, of toe sy begin, toe sê ek vir haar, Zandri, ek gaan jou net daar stop, ek kan fietsry, ek gaan nie met 'n fiets in 'n lamppaal of in 'n rugbypaal vasry nie, daar is nie 'n manier nie, so goed kan ek ook die toneelspel, dat ek daai kan fake nie.
toe sê sy vir my nee, ek speel die ma. Toe aanvanklik te wonder ek is like, is dit nou waar my loopbaan nou heen is, ek begin nou al ma's te speel. Wat is volgende oumas? Maar almal iemand moet dit doen, jy weet, dis wat ons bedryf ook so lekker maak, is daar's nie 'n ouderdomsbeperking nie. Ons moet ma's hê, oumas hê, tannies hê, jong mense hê, tieners hê, al daai goeters. Maar ja, toe sy vir my vertel van dat ek die ma gaan speel en die storie agter die hele insident, agter die hele video wat viral gegaan het, toe koop ek onmiddellik in. En jog, dit was van daai dag af wat ek ja gesê het vir die film, tot en met die onderhandelings en die afry Namibië toe, die Oktober, en die skiet, ons het net 12 dae geskiet aan hierdie film, en jy weet, die hele cast wat bymekaar gekom het, en die crew wat half Namibies was, half Suid-Afrikaans was, tot en met die Silverskerm premier laas jaar, was so 'n warrelwind van, ja, dit was net goed gewees. Ek kan nie een oomblik uitsonder van hierdie hele, hoe kan ek sê, journey, as mens dit nou so kan sê, van hierdie rolprent tot waar hy tans vandag op box office is, wat vir my onaangenaam was en ondraaglik was. Daar was 'n paar challenges natuurlik gewees, maar oor die algemeen was dit vir my 'n baie lekker ervaring en baie lekker om my tande in 'n karakter in te slaan wat so kompleks is en so dinamies is en so mens kan so baie leer by daai karakters, is bereid om enigiets vir haar familie te doen, en daarmee kan ek ook vereenselwig, want ek sal my rug breek vir my familie en my vriende, regtig waar ek sal myself kaal uittrek, net sodat ander mense nie dit hoef te doen nie. So daarmee kon ek vereenselwig, en dit was vir my verskriklik lekker om te sien ook die terugvoer wat die film gekry het. Jy weet, jy raak deel van 'n projek en jy hoop dit is goed, en as jy begin skiet aan die ding, dan besef jy, okay, hierdie is goed, maar jy weet eintlik nooit tot die publiek om ontvang het nie. En ek kan met alle eerlikheid vir jou sê, van ons almal se kant af, vervaardigers, regisseurs, ons as cast, die crew, ons het nie hierdie tipe terugvoer verwag van die film nie. Ja, dit was massief, reusagtig. Ja, En jy wat dan ook die toekenning gekry het vir die beste aktrise, maar ook het jy al genoem dat die aandag vir jou moeilik was. Dit was uitdagend in 'n stadium om al hierdie aandag so te ontvang. Ja, kyk, ek gaan nou vir jou met alle eerlikheid sê, ek is nie noodwendig die aktrise wat opstaan in die oggend en wonder hoe gaan ek nou make-up aansit en hoe gaan ek my hare doen en wat gaan ek aantrek sodat ek, jy weet, stunning kan lyk vir die dag nie. Ek is glad nie so 'n tipe vrou nie, glad nie. Ek is less is more en hoe gemakliker ek kan wees, en ek gaan in elk geval nou oefen, so ek meeste van die tyd in active wear. So die foto's en die voorblad en die aandag wat saam met dit gekom het, was vir my, dit was nie onaangenaam nie, maar dis iets waaraan ek glad nie gewoond is nie. So ek was 'n bietjie taken aback, as ek dit nou so kan stel, met, jy weet, hierdie ene wil gou onderhoudjie hê hierso, en dan daai ene wil gou 'n fotootjie hê hierso, en so aan. Met binnelanders word ons ook, jy weet, gekonfronteer met sulke goeters, maar as jy na 'n fees toe gaan, of as jy gaan na activation toe waar kyk net jou heen stuur, nie soos wat dit hierso was, dat dit nou ewe skielik kom het van al die kante af nie. So dit het my bietjie oorweldig op 'n stadium, maar ek het myself net kalm gehou en gesê, dit is juis omdat hierdie film so goed doen, dat mense nou 'n tydjie wil afknyp om met jou te gesels, en dit is eintlik 'n hengse voorreg, en 'n verantwoordelikheid wat jy het om te doen, sodat die film nog langer kan lewe, en sodat jy die film het soveel indruk gemaak in mense se lewens, het sy dit is om te help genees, of net om bietjie te ontsnap en sulke goeters, en daai voorreg en verantwoordelikheid kyk ek nooit mis nie, so ek maak altyd tyd om met iemand te gesels, of 'n onderhoud toe te staan, of 'n fotootjie te neem, want ek besef ook is daai mense wat my salaris betaal op die einde van die dag, so, maar ja, dit was oorweldigend, juis omdat ek nie gewoond is daaraan nie, ek is nie daai aktrise wat elke tweede maand op 'n voorblad pronk
nie. Ja, dis iets om aan gewoon te raak en dan ook jy wat besig is elke dag, is jy in die vermaaklikheidsbedryf, maar eintlik agter geslote deure en jou produk, die werk wat jy doen, word dan gepubliseer. As ek nou so kyk na die teaterproduksies wat jy verlede jaar aangewerk het, Binnelanders, die Marlies film, jy is ook besig om te oefen, baie intensief, ons sal daaroor gesels, die diere wat jy by die huis het, jy restoreer jou eie huis, en dit is 'n vryskut lewe, mens weet eintlik nooit wanneer jou werk gaan opdroog nie, dit klink nie vir my of jou werk ooit sal opdroog nie, maar hou jy van so vol lewe, dit lyk of jy dit baie geniet? Ja, kyk, ek kan nie, ek hou van so vol lewe, jy weet, ons is net, ons is 'n geleende tyd op aarde, so jy moet die beste maak van daai lyntjie wat tussen jou geboortedatum en jou sterfdatum is. So ek hou daarvan om, die ander ding is ook, ek kan nie stil sit nie. Ek kan doeteenvoudig net nie stil sit nie, so ek moet besig bly. So of dit nou is om die diere aan die gang te hou en hulle te entertain, of dit nou is om te oefen, of my huis te restoreer, of aan 'n nuwe teaterstuk te werk, ek moet besig bly. Ek is ook onder geen wanindruk dat Naomi enige dag uitgeskryf kan word vir wat ook al redes nie, jy weet die CP stop dalk hopelik nie, ons hou duim vas, maar enigiets kan gebeur. Die enigste ding wat eintlik gegarandeer is dat daar verandering gaan gebeur. So vir die res van dit moet jy altyd voorbereiding tref vir as daai verandering gebeur. So en ook om myself die heeltyd uit te daag in nuwe rolle en so aan. Mens kan lui raak. Dis acting is maar soos 'n spier. As jy dit nie elke dag doen en elke dag jouself uitdaag om 'n nuwe rol te vertolk nie, dan kan jy nogal stagneer. Of voel ek, dis my opinie, dat jy kan stagneer in een rol wat jy vertolk. En ek voel ek het nog baie om te gee en om te wys en baie karakters se stories wat ek nog moet vertel. So dit is my verantwoordelikheid om dan daai stories te gaan soek. En teater is ook my eerste liefde, my groot liefde. Ek is 'n teateropgeleide aktrise, so ek sal altyd 'n geleentheid soek om teaterwerk te doen en om myself te reinvent, kan ons nou maar sê. Dis kom ek probeer elke jaar 'n vars nuwe teaterstuk te skryf. Want die droom is om eendag 'n spyskaart van teaterstukke te hê, sodat die kliënte waar ek reeds opgetree het, kan vir my vra, en ek het al sulke kliënte, wat doen jy volgende jaar? En dan kan ek al vir hulle sê, okay, volgende jaar doen ek dit. Great, hulle boek my sommer onmiddellik. Ek wil die hele spyskaart hê, dis nie net van, ons het nou hierdie show gedoen, hopelik oor 3 jaar kom maar nog 'n show nie, ek wil elke jaar 'n splinternuwe show hê, om te kan doen. Nou die diere in jou lewe, as ek nou so luister, klink dit of jy nou nogal redelik weg van die huis af kan wees. Ek tel 5 troeteldiere tans in jou huis. Voorheen was daar nog troeteldiere. Maar kom ons begin met die honde, die 2 Franse bilhonde, en jy het hulle Bertus en Karel gedoop. Ja. Vertel ons van Bertus en Karel. Och, kyk hierso, ek wil hulle elke dag weggee, maar ek sal nie, want dit is teen die wet en ook ek is te lief vir hulle. Maar ja, Bertus is my eerste enetjie. 'n Vrou het my eendag uit die bloute uit ge-email, toe sê sy vir my, luister, dit druk op haar hart om vir my 'n hondjie te gee, en ek was toevallig daai tyd in die mark om 'n hond aan te neem, en ek glo in aanneem ook, jy weet. Toe het ek vir haar gesê, ja, just like, jy sal nie glo nie, maar ek is nou ook in die mark om 'n hondjie aan te neem, ek wil 'n hond hê wat saam met my kan gaan hardloop, en sy sê toe vir my, jong, sy weet nou nie, hierdie honde mag nou nie eintlik oefen nie, maar kom ek stuur net vir jou, jy weet. Ek vra toe vir haar, wat se honde is dit? Sy sê toe vir my, is die Franse bilhonde. Ek gaan toe, my maggies, hierdie hond, ek kan nie hierdie honde op my eie bekostig nie, daar's nie manier nie. Jy weet, jy moet nou maar skep as dit reën, as ek nou eerlik mag wees. En toe sê ek vir hom, maar kan ek asseblief 'n groot snaap wees en my eie hondjie kies? En sy stuur toe vir my 'n foto van die klomp hondjies wat daar lê, en toe sien ek hierdie enetjie met 'n kolletjie so op sy stert. Toe gaan ek daai hond, maar ek hoop dis 'n TV, want ek wil 'n TV hê. Toe gaan sy, nee, dis ongelukkige reentjie. Toe gaan ek, maar my hart het klaar geskree, daai hond. So dis hoe, en ek het ook net, ek weet nie, mense vra ook vir my, hoe kom jy aan jou honde se name? Of aan jou diere se name? Ek kan nie vir jou sê nie, maar toe ek daai hond sien met sy kolletjie, toe gaan ek, maar hierdie is 'n Bertus. En toe is dit nou Bertus. So ek het hom so 8 maande gehad,
toe bel my een regisseur my en sê hy is nou by die veearts en die veearts het hy het ook 'n Franse bulhond en toe vra hy vir my, die veearts het vir hom gevra of hy nie nog eenetjie wil aanneem nie. Maar sy huis is ook reeds vol honde. Toe bel hy my onmiddellik, want die idee was altyd om vir Bertus 'n maatjie te kry, want hy was aanvanklik maar baie alleen gewees, toe moes ek hom hondeskool toe stuur, soos 'n hondecrash. Jy sal nie dit glo nie, maar my hond was in 'n crash gewees vir 6 maande, dit het my 'n arm en 'n been gekos, en dis nie asof hulle maniere leer nie, maar in elk geval, so die plan was altyd om vir Bertus 'n maatjie te kry, ek dink dis ook net fair, en toe kom Karel oor my pad, hy het reeds sy naam gehad, ek was dankbaar daarvoor, want ek sou dit verander het as dit 'n Engelse naam moes wees. Toe kry ek vir Karel, en hy word actually nou in die 15de, ja, donderdag verjaar hy, dan word hy 7 jaar oud. So hy is al 'n ouer enetjie, maar daar's geen ouderdomsbeperking aan hierdie honde se gees en besig wees en sulke goeders nie. So dit is nou die twee, en hulle maak vir my regtig, hulle jaag met die hoenders in partykeer, maar hulle is onafskeidbaar van mekaar, en ek spot altyd en sê Bertus se naalstring is nog nie geknip nie, want hulle is aan my vas. Soos wat ek hier met jou praat in my kantoor, lê hulle hier by my voete. Ek kan nie my draai nie, dan is hulle daar. So ek kan my lewe nie sonder hulle indink nie. Gou Bertus en Karel, ek hoop hulle gaan later ook 'n bietjie saamgesels, maar Karel, hy verjaar nou, is nou om die draai. Is nou jy een van die mense wat ook nou vir hom 'n verjaarsdagkoekie bak en 'n kersie op die koek en dan foto, Facebook, al daai dinge? Ek doen dit, ek doen nou net nie die koek bak, want ek is baie streng met hulle dieet. So ek is so bang ek kry daai koekresep verkeerd en dan maak dit my honde siek, of omdat hulle is geneig om nogal asemhalingsprobleme te hê as hulle ongesond is en onfiks is en so aan. So ek is baie streng. So ek wil nie 'n kans vat met so ietsie, maar dat ek wel vir my hoed op sy kop gaan sit en almal gaan kry. Ek het laas jaar hulle albei op hulle verjaarsdag werk toe gevat, want ek het geweet daar gaan 'n klomp mense wees, sodat almal vir hulle kan sing. So dit doen ek, en dan neem ek nou 'n fotootjie en 'n videoetjie, want ek het ook agtergekom, mense hou daarvan om hulle te sien, en mense is geïnteresseerd en ook lief vir hulle. So ek hou daarvan om vir mense ook op Facebook en Instagram te wys, dit gaan goed nog met hulle, dis wat hulle vandag gedoen het. Daar's een tannie wat sy het hulle sommer aangeneem as hulle ouma, want haar hondjie is oorlede, en toe besluit sy Bertus en Karel, en sy is nou al te oud om nog 'n hondjie te kry. Toe besluit sy Bertus en Karel is nou haar kleinkinders, so sy het al vir my koekies vir hulle gestuur en bandanas en vra gereeld hoe gaan dit met hulle. So vir daai mense hou ek daarvan om hulle verjaarsdag op te sit, of wat hulle nou katte kwaad aanvang dit op te sit. Maar nee, ek bak nie die koek en nee, want dan raak ek te lus vir koek. Dis die ander groot probleem. Maar hulle is baie gewild, veral onder jou sosiale media volgelinge. Dis nou Bertus en Karel, daar's nou nog ander troeteldiere ook. Maar is Bertus en Karel, kom ons nou net spesifiek hulle, as jy nou 'n lang dag gehad het, dan weet jy, my diere wag vir my by die huis, en is vir my 'n skuiling, en is vir my lekker by hulle is ook my vriende. Of hoe ervaar jy die rol van jou troeteldiere in jou lewe? Weet jy, omdat ek al so lank op my eie is, en al so lank alleen bly, op my eie bly en so aan, net daai asempie by die huis, net om te weet, iemand sien uit, ja, my ouers bel my gereeld, en jy weet, ek het glad, jy weet, 'n goeie verhouding met almal van hulle, maar hulle bly ver, man. My suster en my broer bly ver, my ouers bly, my familie bly ver, so om te weet, ek kom huis toe na iets toe, ek moet opstaan in die oggende, om werk toe te gaan, nie net om my huis te kan betaal, en jy weet, daai rekeninge goeders te kan betaal nie, maar iets is afhanklik van my, en ek is nogal iemand wat, ek wil voel ek word benodig iewers. Ek moet 'n doel hê in iemand se lewe. En dis hoekom ek ook meeste van die tyd in die oggende opstaan, wel vir werk en so aan, mens moet. Maar my dier het my nodig. Ek moet 5 uur in die oggende opstaan, want Bertus wil 4:15 eet. Hy is die moeilike ene. So en dis daai, nee, hy is die wille ene onder die klomp. So dis daai companionship wat jy nie, en 'n hond of 'n dier, ek
kies diere bo mense, want hulle is altyd bly om jou te sien. Maak nie saak wat se tipe dag hulle het, of hulle nie lekker voel, of jy nou net met hulle geraas het nie. Hulle vergewe en hulle is, wil die heeltyd by jou wees. So ek kan nie my lewe, maar ek is al so vandat ek 'n klein dogtertjie is. Ons kom ook uit 'n huis uit wat elke liewe dier aangehou het wat ons moontlik kon. My ouers is ook so. So dit was uit die aard van die saak, dit was net 'n kwessie van tyd voor my huis ook vol was van die diere. Nou as jy nou weggaan vir werk, dalk is dit weke aan een, dalk ook net dae, en jy sê nou Bertus en Karel, hulle is so aan jou vasgegroei. Nou die ander diere ook is nie gewone diere nie, is 'n skilpad, ons sal nou oor Jakobus praat, en dan jou 2 grys papegaaie. So die honde is nou een ding om voor te sorg as jy nou weg is. Die ander diere is dalk 'n bietjie moeiliker. So wat is jou plan? So ek het 'n verskriklike oulike huishulp, Lenet. Sy is net so lief vir my diere en ek is 'n moeilike persoon as dit kom by my diere vertrou by enige iemand. Ek doen dit nie sommer nie, al ken ek jou al jare, tensy dit in my familie is, want ek sal daai mense nooit vergewe as hulle iets moet oorkom nie. Dis baie slegte eienskap, ek weet. Maar Lenet kom dan gewoonlik as ek naweke moet weggaan vir 'n show of ek moet 'n week lank hier wees vir 'n kunstefees of wat ook al, dan kom bly sy in my huis. En sy gee vir almal kos, sy ken hulle almal, meeste van die tyd is haar WhatsApp profile picture ook een van my honde, ek wil my doodlag daarvoor, of 'n haas of 'n ding, en dan sy laat toe dat hulle saam met haar in die bed slaap, sy neem inisiatief en gaan stap met hulle, net in die kompleks, sy mag glad nie by die komplekse hekke uitgaan nie, maar eerlikwaar, ek weet nie wat ek sou gedoen het sonder Lenet nie. Ek het juis vandag vir haar gesê, daar kom 2 weke in Julie wat ek Frankryk toe gaan, sy moet so lank vir haar gereed maak, sy trek weer in. So, maar sy het glad nie 'n probleem daarmee nie. Ja, ek dink ek is baie gelukkig, ek dink daar's baie min mense, of daar is nie noodwendig altyd daai opsie vir mense nie. Dis maar wat ek moet doen en dit werk. Ja, dis die ding met diere, ons is baie bly vir Lenet, wat jy nou daar het, maar Bertus en Karel ook dan jou papegaaie, die skilpad wat versorging nodig het as jy iewers heen is, dit kos jou geld ook, né? En hulle mediese uitgawes, en hulle kosuitgawes, mense moet ook voorbereid wees op al daai uitgawes, en die tyd wat dit van jou verg, mens moet weet, dit verg van jou baie dinge. Ja, en dit is nie 'n besluit wat mens ligtelik opneem as jy die dag besluit jy wil 'n troeteldier hê. Maak nie saak wat se troeteldier, of dit 'n vis of 'n wat, of 'n voël of 'n hond of 'n kat is nie. Jy vat verantwoordelikheid vir daai lewe. Met ander woorde, jy moet 'n ordentlike, met die honde nou, 'n ordentlike mediese fonds. Jy moet 'n mediese fonds hê vir jou honde, want ons het nie altyd noodwendig die finansiële kapasiteit as die hond iets moet oorkom om vir hulle die beste sorg te kry nie. My honde eet ordentlike kos, my papegaaie ook, die skilpad eet ook ordentlike kos. Jy moet diere sien as 'n mens. Jy gaan nie nonsens in jou lyf druk nie, so moenie vir hulle nonsens net sommer enige kos gee omdat dit nou die goedkoopste opsie is nie, want dit maak jou mediese onkoste later duurder. Hou hulle fiks, hou hulle gesond, weer eens, dit gaan jou in die langtermyn geld kos, en dan eendag as jy daai baie moeilike besluit moet neem om die dier te laat gaan, dit is ook deel van 'n verantwoordelike troeteldier eienaar wees. Moenie as gevolg van selfsugtige redes die dier laat ly en aanhou bly omdat jou hartseer is nie. Jy het hierdie geweet van dag 1 af, toe jy hulle gekry het. So ek neem dit baie ernstig op, baie ernstig. Ek judge ook mense wat dit nie doen nie. Ek is 100% eerlik en ek sal ook vir jou sê, wat jy hierso doen is nie reg nie, en ek gaan glad nie saam met jou hier stem. Ek raak baie vies vir sulke goeters. So, as jy die dag besluit, dit is wat jy wil doen, jy wil 'n dier aanneem of jy wil 'n dier hou, dan is dit, want hulle is hulpeloos sonder jou. Hulle kan nie sonder jou nie. Absoluut. So, en dit is 'n groot voorreg ook om te hê, om te weet dat iets so afhanklik van jou is, hulle kan nie sonder jou nie. Neem daai ernstig op en doen wat jy die beste tot jou vermoë. Ja, met die lekker is daar baie verantwoordelikheid. Nou jou papegaaie, Arafat en Jumanji, wat 'n interessante name. Ja, Arafat het ek ook aangeneem. Sy is nou al so 30 jaar oud. En sy kan 90 word.
Hulle word verskriklik oud, so jy moet hulle ook in jou testament sit. Ek wil nou net Dis die sê, het ander jy iemand, ding. het jy peetouers vir jou gryspapegaaie in jou testament? Vir nou ja, my ouers en dan my suster en dan my broer, want hulle het ook 2 groot honde. So nee, my diere is almal uitgesort. Hulle het almal huise, maar direkte familiehuise, want ek vertrou my familie met my diere. So die papegaaie, ja, hulle is albei in my testament, want hulle raak verskriklik oud, hulle kan jou uitoorleef. So Jumanji het ek so 12 jaar terug het ek hom gekry, en Arafat het ek seker so 4 jaar terug het ek aangeneem. Nou, ons het ook vroeër in Diere Maniere uitgebreide gesprek gehad juis oor voëls en papegaaie. Kyk, 'n voël is mos geweldig slim en veral 'n papegaai. Is daar slim triks wat hulle kan doen of is daar woorde wat hulle met jou kan praat, interessante gesprekke wat julle voer? So, hulle is my baie interessant, die papegaaie van my. Hulle sal nooit met my gesels as ek by hulle is nie. Maar ek weet nie of jy in die agtergrond kan hoor nie. Ja, hoor. Dis nou hulle wat daar fluit en tekeer gaan. Hulle gesels met mekaar. So hulle sit elkeen in hulle eie hok en dan gesels hulle so oor en weer. Hulle kan mekaar sien, as gesels hulle so oor en weer met mekaar. As ek nie onder is by hulle nie en ek is bo op 'n gesprek of op 'n telefoonoproep of ek maak 'n videoetjie of ek is net bo my huis, dan gesels hulle 'n hond uit 'n bos uit. Of as die TV aan is, dan gesels hulle. Maar ek dink hulle is verskriklik slim. As ek onder is en ek doen niks nie, dan hou hulle my net dop. So hulle blaf soos die honde, hulle skree soos die Adidas, wat natuurlik vir my 'n groot frustrasie is. Maar hulle maak alarms, hulle lei my selfoon, hulle praat met die honde, hulle doen sulke goeters. Toertjies, Jumanji hou daarvan ek haal hulle nou baie selektief uit. Hulle klim uit hulle hokke uit. Hulle sit nie net in hulle hokke nie. Dit is nie, mens kan nie dit doen nie. So dan moet ek die honde eers buite toemaak, dan loop hulle die hele huis vol. Jumanji hou daarvan om proppies te jaag. Hy dis soos 'n hond amper. Jy gooi vir hom 'n ding en hardloop hy agter dit aan en gaan tel hy dit op. Hy bring dit nie terug nie, maar hy tel dit op. En Arafat, sy gunsteling ding om te doen is, of haar gunsteling ding om te doen is om al in die ronde te loop en my skirtings op te vreet. Nou ek is ook nie groot fan daarvan nie. Ja, nee, dit is nou so, ek keer elke keer daar. Maar meeste van die tyd sit en gesels hulle net in hulle fluit en ek kry hulle nie so ver om te sing nie, maar hulle gesels. So as ek ook werk toe gaan en ek weet dis 'n lang dag, dan sit ek vir hulle die TV aan. Ek het juist DStv gekry vir die papegaaie, sodat hulle bietjie kyk net kan kyk. Jy weet die Afrikaanse woorde bietjie. Ja, en dan sien hulle my darm so 2 keer 'n dag met die heruitsending en so aan. Baie oulik, maar in 'n vorige gesprek juis ook met 'n veearts wat spesialiseer in voëls wat genoem het dat 'n papegaai veral baie stimulasie nodig het, maar dit klink vir my of die papegaaie as jy hulle nou uit die hokke uithaal en die doppies gooi en dan die feit dat hulle mekaar het, dit is vir hulle baie stimulerend. Ja, baie stimulerend. Hulle moet, anders begin hulle vere te pluk en hulle hou nooit op om daai vere. Dit is maar soos mense wat naels kou. So hulle hou nooit. Arafat het juis uit so haaglike omstandighede uitgekom. Haar borskas is heeltemal leeg gepluk en ek het nou al die ete verander en ek het nou al spuite probeer en al sulke goeters. Hulle hou net nooit op nie. Daai trauma gaan net nooit weg vir hulle nie. So mense moet hulle besig hou op ander maniere. En hulle hokke hang vol speelgoed. Ek gee vir hulle elke keer 'n leed toilet rolletjie, dis vir hulle die lekkerste ding om uitmekaar uit te skeer, of 'n koerantpapier sit ek sommer net daarin. So ek probeer hulle die hele tyd so besig te hou dat hulle nie besef hulle sit sulke lang ure in 'n hok totdat ek hulle eventually uithaal nie. Ek het hulle vandag weer uitgehaal vir oggend vroeg gou, want ek het hulle hokke afgespuit en geskrob en dit is ook belangrik om te doen. Mens dink is net te voel wat daar sit en jy weet, maar hulle kan ook maar siektes optel as die plekkie waarna hulle bly nie mooi skoon gemaak word en gedisinfect word en sulke goeters nie. So ek probeer regtig waar ek kan om baie moeite met hulle te doen ook. Hulle was ook eers hier voor die honde. En mense kry dit nogal baie dat mense, hulle kry papegaaie want dit is oulik en hulle loop in die huis rond en hulle gesels en sit op jou skouer, maar die oomblik as daar 'n kind of 'n hond kom, dan word die papegaai net in sy hok gestop en dis waar hy sit vir die res van sy lewe. En dit is ook nie reg nie. So ek probeer so ver weg bly. Ek probeer my aandag regtig eweredig te verdeel tussen almal van hulle.
Dis soos 5 kinders in die huis en almal soek 'n stukkie van jou. Mm, En almal se stukkie is 'n bietjie anders. Die papegaai het ja, ander aandag nodig as die honde. En nou wil ek baie graag met jou praat oor Jakobus, die skilpad. Nou ja. waar kry jy 'n skilpad? So die skilpad is ook gered. Vriende van my het die skilpad gered en toe trek hulle na 'n kleiner kompleks toe en daar's dit glad nie troeteldier vriendelik nie, al is dit 'n skilpad. Dit maak glad nie vir my sin nie want die skilpad gaan hy blaf mos nou of maak geraas of klim oor 'n muur en ons gaan aanjaag nie. Toe sê ek bring nou maar, gee nou maar hierso dat die skilpad hier by my kom bly. So Jakobus loop hierso rond in die tuin. Dis baie interessant as die agterdeur oop gaan, dan kom hy in die huis in. Dan wil hy nie buite wees nie. Dan kom hy in, dan loop hy oral my huis rond en dan jaag ek hom nou weer uit of ek moet hom optel en uitjaag. Maar 'n baie vinnige skilpad. Ek dink nie ek het in my lewe al 'n skilpad gesien wat so vinnig beweeg soos Jakobus nie. En my ouers het aanvanklik vir my gelag en gesê dit kan nie waar wees nie, totdat ek eendag vir hulle 'n video gestuur het. Hierdie skilpad hardloop. Hy beweeg glad nie stadig nie. So hy kom ingehardloop by hierdie huis en dan, jy weet, jaag ek hom weer uit. Maar ja, ook aangeneem of ook dan nou gered. Hoe versorg mens 'n skilpad? Is dit net voedsel wat jy moet voorsien of en na buite ook waar hy nou aan allerlei dinge knibbel sekerlik, jou tuin? Ja, so hulle is eintlik baie low maintenance. Hy loop in die tuin rond, hy doen sy ding. Ek het ook 'n tuin wat nie baie admin is nie, want ek is nie iemand, ek kan nie 'n ding aan die lewe hou wat plante aanbetref nie. So ek het 'n baie eenvoudige tuin. Ek het 'n grasperk en ek het 3 bome. Dit is wat ek het. En Jakobus eet 'n bietjie gras hierso en elke oggend te kry 'n wortel of 'n handvol vars blare. Toe ek nog hase gehad het, het hy sommer van die hase se korrels ook geëet. So hy drink water wat uit die tuin uitkom. Hulle is mos maar eintlik, jy weet, hulle het nie noodwendig nodig om so baie water te drink nie, maar daar is 'n bakkie water wat altyd naby is. Maar nee, hy kyk eintlik maar na homself, hoor. Dis nie dat ek hom vreeslik hoef te entertain of met hom hoef te gaan stap en sulke goeters nie. So ek maak maar net seker ek sien hom elke oggend, dat ek weet hy is nog daar en dan sien ek hom elke aand en dan verder slaap hy net waar hy wil. Hy het al een keer in die huis ingekom en ek het nie gesien nie, hy vir 2 dae in die huis gebly. So jy weet, hulle kyk eintlik na hulle self. Dis 'n lekker lewe daar by Janie. As jy nou 'n diertjie is, dan is dit nou die plek om te wees. Voorheen het jy 2 konyne gehad. Die 2 konyne is nou nie meer met jou nie, Gert en Sarel. Daar was ook 2 visse, Petrus en Paulus. Is dit Bybelse name? Petrus en Paulus. Dit was net soos ek net hierdie 2 visse gekyk en toe gaan ek Petrus en Paulus. Daar gat julle. Daar was net glad nie, daar's nie 'n ding van dit beteken vir my iets of jy weet dis nou 'n Bybelse naam. Ja, dit is Bybelse name, maar dis nou nie noodwendig waar ek hulle name vandaan gekry het nie. So hulle daar rustig, ek het 'n klein visdam wat lyk soos 'n klein miniatuur wimpomp met 'n plaasdam en dit was hulle tuiste gewees, maar ons kompleks het 'n misseljaatkat wat hierso bly en ek vermoed die misseljaatkat het vir Petrus en Paulus kom haal, want ek het net een oggend opgestaan toe wil ek vir hulle kos gee en toe is hulle nie meer daar nie. So ja, dit is nou maar. Ja, en so ook met die konyne, Gert en Sarel. Daar's mense wat sê wat nou luisteraars is van Diere Maniere wat sê hulle konyne is regtig soos 'n kat wat in die huis bly. En hulle gee vir jou syne as hulle kos wil hê, dan kom krap hulle so bietjie aan jou voet en hulle slaap in die bed saam met party luisteraars. So 'n konyn is eintlik nie net 'n diertjie daar buite nie, kan ook wees, maar dit is nie noodwendig hoe dit is nie. Daai baie noue band wat mens met 'n konyn kan hê. Ja, en hulle was baie mak gewees. Ook as die agterdeur oop gaan, dan kom Sarel en Gert in, maar ek moes ook 'n stokkie daarvoor steek want hulle het vele kere my wifi kabels en my kabels, jy weet, geëet en so aan. Maar hulle was Angora hase gewees, so hulle moes ook maandeliks gegroom word want hulle het verskriklike lang hare en as dit reën dan geniet daai 2 dit was nou verskriklik om in die reën te sit. Ek kon dit nooit verstaan nie. Dan koek hulle hare, dan moet die groomers nou eers weer inkom om die hase uit te kam. So nee, hulle was baie oulik en hulle word eintlik verskriklik oud ook, of nie verskriklik oud soos 'n papegaai nie, maar hulle tot en met 12 jaar oud
word hierdie konijne of hierdie hase dan nou. En ja, Sarah en Gert, dit was net ja, ek was besig om te repeteer vir aardklop en toe kom ek net op hulle af. Dit was verskriklik hartseer. Dit was my baie erg geweest. Jy weet, hulle het nou nie saam met my in die bed geslaap nie, maar dis nog steeds my diere. So dis soos dood in die familie as 'n dier afsterf. Dit was baie erg. En jy het 2 mannetjies gehad, so daar was nou nie 'n nuwe werpsel gewees nie, want hulle kan mos nou so aanteel soos konijne. Ja, nee, ek het 100% seker gemaak daarvan. Ek het aanvanklik gedink ek het 2 wyfies, totdat ek eendag met 'n skok agtergekom het, hulle is nou nie meer wyfies nie, hulle is nou wel mannetjies. Hulle het nou ontwikkel. Hulle het nou ontwikkel. Dis my pa se gunsteling storie dat ek dit vir mense moet vertel, maar ek gaan dit nou nie op die lig doen nie, hoe ek nou besef het is nou 2 mannetjies. Maar toe het hulle verskriklik begin beklei en toe gaan ek nee, wag, ek kan nou nie meer hierdie doen nie. Toe Google ek vinnig wat se veearts maak hase reg. En toe het ek my hase laat regmaak, soos wat jy 'n hond sal laat regmaak. En toe die bekleierery gestop en toe het hulle ook rustig, want hulle het sommer so mekaar so in die lug geskop. Ja. So gespring en in die lug geskop soos karate skoppe. Ek kon dit nie glo nie. Toe het ek hulle laat regmaak en toe raak hulle soveel rustiger. Jy weet, lê by mekaar. Ek het 'n foto ook van my suster se katte wat een keer hier kom kuier het. Toe sit die 2 hase in die kat en kyk uit, jy weet, op die grasperk. Rustig by mekaar. Daar's geen haat op hierdie erf nie. Ek hoor nou iemand grom daar. Dis seker nou Bertus of Karel wat snork. Hulle lê en snork hier so by my Lekker. voete. Ja, jy hoor 100% reg. Dis 'n lekker ding daai. Ek het vroeër in my lewe het ek 'n beagletjie gehad en dit was omtrent 'n voltydse werk gewees om na haar te kyk. Ja, 'n beagle, alles wat jy gehoor het is die waarheid van 'n beagle. Nee, wat ek ook al gesien het, is alles waar van 'n beagle, ja. Maar in elk geval ons het dit oorleef en sy het 'n baie lekker lewe gehad, maar in 'n stadium was sy baie siek geweest. En jy weet mos nou hoe is dit met 'n siek dier? Net eintlik jy kan na daai dier kyk. Nou moet ek die dag gaan uitsaai. Dit was nie by RSG nie, dit was nog by 'n ander radiostasie. My programbestuurder was gelukkig baie lief vir diere en ek gaan vra of ek nou maar of af kan vat die volgende dag om na die hondjie te kyk. Toe sê sy nee, maar bring nou maar die hondjie saam. Daai hondjie was in die ateljee 3 ure geslaap, so nou en dan 'n gaap gegee, maar ek is deur daai hele uitsending met 'n hond in die ateljee. So my vraag is, was een van jou diere al op stel gewees? Jy het vroeër gesê van die honde wat partykeer met hulle verjaarsdag nou stel toe gaan, maar fisies waar jy dan nou opnames doen, nie daar waar die green room is noodwendig nie. Ja, so jy's like ons het 'n baie ons vervaardigers is reg of die omgewing waar ek werk is regtig baie nice. So as 'n Jumanji het daar groot geword. As ek moes geskiet het iemand anders vir hom pap in 'n spuit gegee. Al my susters se katte het saam gegaan studio toe. In die ateljee self was hulle nog nie, want dit is 'n dier en as hy my daar sien, Bertus of Karel, as hulle my daar sien, dan gaan hulle nie verstaan hoekom iemand anders hulle nou moet vashou nie, hoekom kan hulle nie by my kan wees nie. So dis 'n bietjie touch and go, maar dat hulle al baie by die studio was en dat elke liewe dier van my al ons ateljees gesien het, is 100%. Oom Hans het een keer daar met 'n kalf aangekom, die kalf se ma is oorlede en toe sit 'n Hanskalf en ons moes so tussendeur tonele uit die kalf daar laat lê in die make-up kamer en so tussendeur tonele het almal beurt gekry om die kalf melk te gee. En jy weet, as die hondjie voor Bertus nog kon skool toe gaan, hy was 8 weke oud, het hy saam gegaan ateljee toe, want hy kon hom nie alleen by die huis los nie, net op Dinsdae, as Lenet dan nou by my is, maar andersins, nee, die diere gaan saam, kinders, diere, almal is welkom by ons, tot op 'n punt wat hulle nou 'n bietjie van 'n nuisance raak, maar verder, nee, hulle almal was al daar. Hoe oulik is dit? Nou, jy is besig om te oefen, daar is nou al 'n klomp maratonne en eysterman kompetisies op jou kerfstok, die afgelope week het jy ook hoe ver 21 km gaan hardloop. Maar dit was nie altyd so nie, nê? Dit is in 'n stadium wat jy begin oefen. Jong, ek kom uit 'n baie sportiewe familie uit, so sport is maar in ons gene en so aan. So ek het maar altyd deelgeneem aan 'n fietsresies hierso, of nie 'n hardloop noodwendig nie. Ek hardloop net op Black Friday en is iets my jaag. Maar so hardloop is nou 'n nuwe ding wat ek nou
as gevolg van hierdie Eysterman kompetisies moes ek lief raak daarvoor. Ek is nog nie lief daarvoor nie. Ek doen dit weer eens net omdat ek moet en omdat dit die laaste dissipline is van die kompetisie. So as ek nie hardloop nie, maak ek nie dit klaar nie. So hardloop is my baie nuut, maar die fietsry en die swem, daai goeters doen ek al van jong ouderdom af en is nog altyd baie aktief, maar ek was nog altyd aktief, ja, maar ek sou sê in die laaste 5 jaar het dit regtig baie doelbewus deel geword van my leefstyl. Soos en ek gaan nie sommer deur 'n week sonder dat ek nie aktief was op een of ander manier, fietsry, swem, hike, hardloop, wat ook al dit mag wees nie. Maar boonbehalwe die fisiese voordele wat dit nou inhou, dit hou mens gesond, gesonde liggaam, huisves 'n gesonde gees, al daai tipe dinge, boonbehalwe die fisiese voordele, wat doen dit nog vir jou? Wat beteken oefen en daai roetine vir Jani? So vir my is dit ook 'n soos wat jy gesê het 'n gesonde lyf, huisves, 'n gesonde gees en so aan, en omdat ons so besig is by die werk en besig is met jy is nie eintlik jouself nie. Jy vertolk mos nou 'n rol van iemand anders. Ja, Naomi dink ek nie noodwendig sy sal ooit eendag 'n maraton kan gaan hardloop nie, maar Jani sal kan. So dis ook 'n bietjie 'n manier om terug te kom weer na jouself toe. En ook ek het by 'n triathlon klub aangesluit, Trivium, my binneland niggie wat Jolien is, wat Rika Kalitz is, haar sussie, dis haar klub. En dit is vir my ook baie belangrik om ander gesprekke te voer. So in hierdie klub is prokureurs, dokters, standaardse, CA's, jy weet mense wat 'n ander werk doen behalwe my wat nie in my bedryf is nie. En partykeer mense kan so vasgevang raak want ons werk saam met dieselfde mense en omdat ons die heeltyd in mekaar se geselskap is, het ons nie noodwendig tyd en kapasiteit om nuwe mense te leer ken nie. So jy word mekaar se maatjies. So ons braai saam, ons gaan saam weg met vakansies, ons werk elke dag saam, ons jy weet doen produksies saam en al sulke goeters. So dit is ook belangrik om bietjie gesprekke buite die bedryf te hê en net om bietjie agter te kom daar is regtig waar 'n lewe buite die bedryf. En wat vir my ook lekker is van hierdie klub is, dis nie noodwendig mense wat ons sepie kyk nie. So by hulle is ek ook net nog 'n klubmember. Iemand wat saam gaan suffer, saam gaan sweet en saam stories gaan vertel na die tyd oor hoe erg dit was of oor hoe lekker dit was. En dit is almal mense wat dieselfde doel jaag en dit is om so fiks as moontlik te wees en jy weet 'n kompetisie so lekker as moontlik te maak vir jouself. So behalwe vir die fisiese positiewe goeders wat ek uit hierdie Eysterman en om te oefen te kan vat, is dit ook vir my lekker om te kan sê ek het soveel nuwe vriende gemaak wat ander gesprekke kan voer, boonbehalwe hierdie ene daai rol gekry en daai ene daai toekenning gewen, hierdie een is op daai voorblad en bla 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 en sulke goedjies. So dis ook belangrik. Ja, dis interessant. So die oefen neem jou eintlik na 'n ander wêreld toe en uit jou eie wêreld vir 'n oomblik. Yes. Ja. Dit vergroot jou 100%. horisonne. Daar's iets anders bo en behalwe my werk. Eintlik het almal dit nodig. Nie net 'n aktrise nie. Jy het definitief nodig en om net te besef ook, jy weet, om deel te wees van so 'n gemeenskap is baie spesiaal. Want ons almal het ons eie lewens in die week en oor naweke kom ons bymekaar en dan suffer ons hart en dan gesels ons daaroor en dan jy weet skiet almal weer in hulle eie rigtings in. So dit is en as mens nie groei in die lewe nie dan ek weet nie ek is nogal groot voorstander van jy moet as mens ook groei soos wat jy aangaan. En as jy net dieselfde ding doen elke dag oor en oor en oor, hoekom gaan jou horison verbreed? Hoekom gaan jy gaan mos glad nie die behoefte hê om of hoe kan ek sê, jy gaan nie groei as mens nie. En dan is dit so 'n klein bietjie van 'n vermorsing van jou tyd dink ek. Ja, en dit is net maar so, mens moet ook aktief wees en aktief kyk na nuwe geleenthede. Dit gaan nie noodwendig na jou toe kom nie. Dit bring my nou eintlik by die laaste vraag van ons gesprek. So in die begin van die jaar dan dink mens mos nou maar, waarheen gaan die lewe my vat hierdie jaar? Maar met 'n vryskut lewe het jy nie noodwendig daai voordeel nie, maar is daar mylpale waarheen jy werk hierdie jaar?
Ja, ek dink dit is belangrik om vir jouself mylpale, jy weet, te stel en iets waarna toe jy kan werk. Ek dink as mens nie 'n rigting het en 'n doel waartoe jy werk nie, dan ploeter mens maar net rond. So, dis my belangrik om elke jaar te besluit, okay, hierdie jaar wil ek graag hierdie goeders aanpak, maar ek is nou ook nie een van daai mense wat myself gaan kastei as ek nie by daai doel of by daai mikpunt uitgekom het nie. Solank ek net die beste gedoen het om dit wel te kan laat realiseer, dan is ek tevrede daarmee. Maar ook as jy jou kop op iets sit en jy weet, wil dit regtig baie graag hê, dan sal jy dit gedoen kry. So hierdie jaar vir my is dit binnelanders is my eerste prioriteit, maar ook is ek besig met 2 splinternuwe produksies wat hierdie jaar die lig gaan sien. Die een open by KAK&K. Dit is saam met Amanda Strydom, is 'n splinternuwe kabaret wat ek en sy saam doen. Sing jy? Hy gaan ook maar ek kan 'n noot hou, maar ek gaan nou nie 'n album vrystel nie. Verstaan jy wat ek sê? As ek dit nou so kan sê. Maar na die kabaret dan gaan ons dalk vir jou Kom vra ons om 'n kyk. album vry te stel. Kom ons kyk, so Amanda sy het vir my gesê sy gaan vir my leer sing. Toe sê ek ook nee, dis reg mami. So splinternuwe kabaret so uit Amanda se pen ook uit, Tilly Matilda is sy naam. Dan ek en Marley van der Merwe wat ook my kollega is. Ons werk aan 'n splinternuwe teaterstuk. Sy naam is Lappoppe. Hy sal seker eers Augustus die lig sien want ons begin nou eers te skaaf en te skryf aan hom en sy het haar eie sangloopbaan wat besig is om ernstig opspraak te maak of opslae te lewer of wat ook al jy dit wil noem. So sy het ook haar eie loopbaan waaraan sy werk, maar ons wil nog altyd, die idee was nog altyd om saam met mekaar te werk. En dan, ek gaan Frankryk toe vir my verjaarsdag, ek word hierdie jaar 40, en dis nog ietsie wat ek baie graag wil gedoen het. Omdat ek so lief is vir fietsry en vir sport en so aan, gaan ek en my ma en my pa bietjie die Tour de France gaan toer, saam met hulle toer in daai 3 weke, met 'n motorhome in Frankryk, en dan gaan ek Griekeland toe in Oktober saam met 'n ander vriendin van my. Ek hou daarvan om die wêreld ook te gaan sien. So dit is die doel, of dit is die mikpunte waarna ek toe werk hierdie jaar. En dan om maar net nog te skryf, nog te ontdek, nog te ontwikkel. Ek en Reinhard Higo werk ook aan 'n paar projekte saam altyd, wat altyd baie lekker is. Veral waar ek betrokke is agter die skerm. Dis ook vir my belangrik om agter die skerm betrokke te wees, want mens moet ook besef, rolle gaan nie altyd noodwendig daar wees nie, want jy gaan ook maar deur seisoene en ouderdomme. So vir my om aan te hou leer wat alles in ons bedryf moontlik is. Dit is nie net die toneelspel wat die belangrikste is in ons bedryf nie. Iemand moet daai tekste skryf, iemand moet daai tekste belig, iemand moet daai Ja, hulle is eintlik ons unsung heroes, wil ek sê. Ek is groot voorstander van die mense agter die skerms wat die produksie, wat ons kykers daar buite hulle sal nooit hulle name ken nie. So ek begin nou ook te leer hoe werk dit agter die skerms. Dit is my baie interessant en daai mense werk baie hard. So dit is maar waartoe ek werk hierdie jaar. Is my 2 nuwe teaterstukke, hopelik nog 'n film volgende jaar. En dan 'n paar van my eie projekte wat ek besig is om te ontwikkel en so aan, sodat ek, jy weet, ook 'n bietjie die regie kan gaan probeer, of die skryfwerk kan probeer en so aan, en dan het ek 2 groot oorseese trips wat vir my wag, waarna ek baie uitsien. Dit klink baie opwindend. Dit is vir ons so lekker om jou in die vermaaklikheidsbedryf in Afrikaans te hê, want ek dink jy inspireer soveel mense om energiek en lewenslustig te wees saam met jou diere. En ons sê nou vandag baie dankie dat Bertus en Karel vir 'n oomblik rustig was daar langs jou en jou net toegelaat het vir hierdie onderhoud. Arafat en Jumanji, hulle het nou lekker gesels daar, dat hulle eie onderhoud daar in die agtergrond gehad, en Jacobus wat seker nou nie daar by jou is nie, maar daar iewers in jou tuin is. En dan ook nou die diere wat nou nie meer met ons is nie, maar wat ook 'n rol gespeel het in jou lewe. So Jani, baie dankie vir hierdie gesprek vandag. En dis Diere Maniere wat dan vandag Jani Swiegelaar hier gehad het, en ons het juist gesels oor 'n klomp troeteldiere wat sy aanhou hier in Johannesburg. Kan jy glo, mens dink baie keer 'n eiendom in die stad is nie gerig en ook nie so gepas vir soveel diere nie, maar dit is nou Jani wat vir ons vandag bewys het dat dit wel kan gebeur.
Besige mens Janie Swiegelaar, nê, met al die diere ook nog daarbey, baie opwindend. Wian het vroeër vir jou die klank van 'n dier gespeel en jy kon raai wat dit is. Ons leidraad was, dis 'n geveerde vriend. Wian, net gou weer die klank. En die antwoord, dit is die klank wat 'n pou maak. En ja, jy het heel waarskynlik die regte antwoord gehad, nê. Dankie vir die saamluister weer eens. Jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur, media@elsjevanjaarsveld.co.za. Gaan kyk ook op Facebook en Instagram by Elsje van Jaarsveld. Ek gesels daar met jou oor diere maniere. Maar ek groet nou eers namens ons produksieregisseur Wianel. En volgende week gesels ons oor 'n karakter van 'n hond wat die hoofrol in 'n film vertolk hier in Suid-Afrika. Kan nie wag nie. Mooi loop.